Wêreldbeeld en herlewing, Handelinge 3. Die lydenstyd is die paar weke voor Paasfees, waarin ons kyk na wat Jesus vir ons gedoen het, en ook ons verhouding met hom. Het bly elke keer vir my verbuisterende gebeurtenis om te aanskou hoe iemand verander as hulle eers vir Jesus ontmoet, veral in die moslimlande. Die Here het goed gedink om duisende van sy kinders te plant in hierdie deel van die wêreld, om 'n lewendige getuie vir die nasies te wees, wat wys wat het beteken om 'n Christen te wees. Iemand wat die naam Christen werd is, iemand wat 'n Christen volgeling is. Daar word gesê dat mense Christen kan vergelyk met die diereryk. Watter een is jy? Party Christen is soos krewe, wat hulle geraamte is aan die buitekant dra. Party is soos skilpaaie wat wegkruip in hulle doppe as hulle bedreig voel. Party is soos voëls wat rondfladder van die een geestelike happie na die ander. Party is soos hoenders wat gedurig aan die pik is aan iets of op iemand. Party is soos poue wat vol trots pronk om aandag te trek. Party is soos apies wat rondswaai van een ding na die ander en nie op staat gemaak kan word nie. Party is soos kakkerlakke wat heeltyd weghardloop van die lig en in donker hoekies opereer. Party Christen is soos bewers wat gedurig die vloei van dinge verstop. Party Christen is soos rondloper honde wat in die asblikke rondgrawe. Party Christen is soos vlermuise wat geestelik blind bly. Ander weer is soos krokodille wat hap en byt na almal binne hulle bereik. Party is soos verkleurmannetjies wat hulle kleur verander na gelang van die situasie. Party Christen is soos die familiehond, altyd vol liefde, verwagting, vergewensgesindheid, wat die beste van almal glo. Is ek 'n kulturele Christen of 'n wedergebore Christen? Is ek 'n 1 uur per week Christen of 'n 24 uur per dag Christen? Vir party begin kerk wanneer die dominee preek tot hy amen sê. Vir ander begin kerk as ek die eerste mense groet en begin gesels en eindig na die tyd by die mall of die koffiewinkel 'n paar uur later. Of is alles wat ek is en doen deurdrink van my verhouding met hom, 'n lewendige getuienis van die een wat in my leef? Well, when I was a kid, I'd take a trip every summer down to Mississippi, visit my granny and her antebellum world. I'd run barefooted all day long, climbing trees, free as a song. One day, I happened to catch myself a squirrel. Well, I stuffed him down in an old shoebox and punched a couple holes in the top. When Sunday came, I snuck him into church. I was sitting way back in the very last pew, showing him to my good buddy Hugh, when that squirrel got loose, went totally berserk. What happened next is hard to tell. Some thought it was heaven, others thought it was hell, but the fact that something was among us was plain to see. As the choir sang, "I surrender all," the squirrel ran up Harv Newland's coveralls, and Harv leaped to his feet and said, "Something's got a hold on me!" Yeah! The day the squirrel went berserk in the first self-righteous church in that sleepy little town of Pascagoula. It was a fight for survival that broke out in revival. They were jumping pews and shouting hallelujah. Well, Harv hit the out dancing and screaming. Some thought he had religion, others thought he had a demon, and Harv thought he had a weed eater loose and screwed the moves. He fell to his knees to plead and beg, and that squirrel ran out of his britches leg unobserved to the other side of the room. All the way down to the amen pew where sat Sister Bertha Better Than You, who'd been watching all the commotion with sadistic glee. Should have seen that look in her eyes when that squirrel jumped her garters and crossed her thighs. She jumped to her feet and said, "Lord, have mercy on me." As that squirrel made laps inside her dress, she began to cry and then to confess to sins and make a sailor blush with shame. She told of gossip and church dissension, but the thing that got the most attention was when she talked about her love life. And then she started naming names. The day the squirrel went berserk
in the first self-righteous church in that sleepy little town of Pascagoula. It was a fight for survival that broke out in revival. They were jumping pews and shouting, hallelujah. 7 deacons and the pastor got saved, and $25,000 was raised, and 50 volunteered for missions in the Congo on the spot. And even without an invitation, there were at least 500 rededications, and we all got rebaptized whether we needed it or not. Now you've heard the Bible story, I guess, how he parted the waters for Moses to pass. Oh, the miracles God has wrought in this old world. But the one I'll remember till my dying day is how he put that church back on the narrow way with a half-crazed Mississippi squirrel. The day the squirrel went berserk in the first self-righteous church in that sleepy little town of Pascagoula. It was a fight for survival that broke out in revival. They were jumping pews and shouting, hallelujah. The day the squirrel went berserk in the first self-righteous church in that sleepy little town of Pascagoula. It was a fight for survival that broke out in revival. They were jumping pews and shouting, hallelujah. Wanneer het ek herlewing nodig? Wanneer het makliker is om by die huis te bly as om kerk toe te gaan? Wanneer het makliker is om besig te wees as om die Here te aanbid? Wanneer het makliker raak om tydskrifte te lees as die Bybel? Wanneer het makliker is om God gegewe geleenthede te systap as om dit te gebruik? Wanneer het ek herlewing nodig? Wanneer het makliker is om die klub te ondersteun as die kerk? Wanneer het ek herlewing nodig? Wanneer het makliker is om in die kerk in die slaap te raak as om wakker te bly? Wanneer het ek herlewing nodig? Wanneer het makliker is om te murmureer en te kla as om die Here te prys? Wanneer het ek herlewing nodig? Wanneer het makliker is om mense te verwens as om te bid vir hulle siele? Wanneer het makliker is om gruwe te vertroetel as om te vergewe? Wanneer het makliker is om wêrelds te wees as heilig? Wanneer het makliker is om my bydraes te staak en dit eerder te spandeer op tydelike dinge? Sure, you wasted all your college savings, but at least you're not like Aaron. He wasted all his daylight savings. Watter tipe Christen wil jy wees? Iemand wat 'n verskil maak in jou omgewing, wat branders maak, wat uitstaan? Of iemand wat so saggies invou, gekamoufleerd is, onsigbaar, sodat mense later wonder of jy ooit 'n Christen is? Ons almal kyk na die lewe deur 'n sekere bril of perspektief. Watter filters ek op het, gaan afhang van watter wêreldbeeld my lewe regeer. As jy die 3 primêre kleure lig, rooi, groen en blou teen 'n muur sou laat skyn, kan jy 'n verskeidenheid van nuwe kleure skep. Die menslike oog kan glo meer as 16 miljoen kleure of skakerings daarvan onderskei of waarneem. As jy 'n huis wil verf, is dit maklik om verlore te raak in die verskeidenheid van kleurskemas waaruit jy moet kies. Daar is 3 primêre wêreldbeelde in elke kultuur teenwoordig. Hierdie 3 wêreldbeelde vorm die boustene, waaruit ons reageer teenoor dit wat in ons wêreld aan die gebeur is.
'n kombinasie van hierdie drie wêreldbeelde kan in elke kultuur gevind word. Die eerste wêreldbeeld of filter waardeur 'n mens na die wêreld kyk, behoort heel bekend te klink. Guilt and innocence of skuldig en onskuldig. 'n Mens kry dit veral in Europa, Noord-Amerika en onder die wit mense van Suid-Afrika. Die tweede filter is power and fear, mag en vrees, wat veral voorkom in dele van Afrika, Asië en Suid-Amerika. Die derde wêreldbeeld is shame and honor, skande en eer, waarmee ons te doen kry in die Midde-Ooste, in Asië en Suid-Amerika. Die eerste wêreldbeeld is skuld en onskuld. Hoe lyk dit? Daar is 'n reg en verkeerd, 'n reeks wette en reëls wat gevolg word. As jy daarin slaag om hulle te gehoorsaam, is jy onskuldig. As jy die wette oortree, is jy verkeerd en word jy skuldig. Daar is goeie ouens en slegte jafels. Die flieks wat ons vanaf Hollywood kry borduur voort op hierdie wêreldbeeld. Die goeie ouens wen gewoonlik en die slegtes moet van kant gemaak word. The difference between the good guys and the bad guys is whether they use human shields or make themselves human shields. Jy is verkeerd, selfs al word jy nie uitgevang nie, selfs al weet niemand daarvan nie. Jy leef met 'n reeks kodes en reëls. As jy koekies uit die fles uitvat in die spens, is dit verkeerd, selfs al het ouma jou nie gesien nie. Hierdie wêreldbeeld is gebaseer op die wette en reëls van die Romeinse regstelsel. Dit wat reg of verkeerd is gebaseer op standaarde, nie op my opinie daarvan nie. As die rooi bord by die stopstraat stop sê, beteken dit stop soos in stil staan. As ek dit nie doen nie, oortree ek die wet. Dit hang nie af van my opinie daarvan, of waar die ander karre was nie, of dat ek hastig was nie, of dit stop eintlik staan vir sit toon op petrol nie. Daar's 'n standaard, en ek moet hou daarby. Do you mind if I take a few calls while you're writing up that ticket, officer? As ek onskuldig is, voel ek goed oor myself. Voel jy skuldig of onskuldig as jy 'n polisiekar of 'n speedkop sien? Trap jy rem sommer al by voorbaat? Dit kan ook misbruik word, naamlik om onskuldig te wees ten alle koste. Ek sal deur 'n hofsaak of twee gaan net om my onskuld te bewys, om reg te wees, sodat daar geen vinger na my gewys kan word nie. Die tweede wêreldbeeld gaan oor mag en vrees. Van kleins af leer mens daar's verskeie dinge of mense wat ek moet vrees of voor bang moet wees. Ek leer vroeg om sekere mense te vrees en wat hulle aan my kan doen. Dinge soos moord, diefstal, kriminele, jaloesie en 'n vrees vir vreemdelinge, xenofobia, is 'n resultaat hiervan. Wat is jou eerste gedagte as 'n ou by die stopstraat staan en wag vir jou? Of iemand klop aan jou kar se venster? Ek leer van kleins af om bang te wees vir die bonatuurlike, vir die evil eye. Dis wanneer iemand 'n vloek op jou kan sit deur net na jou te kyk op 'n sekere manier. Jy is bang vir die tokkelossie, die monster onder die bed. Ek is bang vir siektes, cholesterol, hongersnood, vloede, natuurrampe, alles bonatuurlike dinge wat ek nie kan beheer nie. As 'n vrees vir die onbekende. Ek is bang vir verandering van status. Ek is bang vir 'n onseker toekoms, bang vir 'n gebrekkige sekuriteit. Het jy al ooit benoud geraak oor jou werksekuriteit hierso? Baie Suid-Afrikaners sal ontdek dat die gras nie groener is in die buiteland soos beloof is in die werkskontrak nie. Ek leer vroeg al dat daar party mense is wat meer mag het as ander. En manne van beheer en kontrole en mag. Dit kan heilige of godsdienstige mense wees soos shamans, toordokters of selfs heiliges of saints. Daardie bonatuurlike mag kan teenwoordig wees in party mense, maar ook in objekte of diere. Dis sal daar groot geloof geplaas word in die blou evil eye amulet om die bose mee af te weer, of hangertjies om die nek te dra, of 'n sakkie knoffel om die bose mee af te weer. In ons moderne tyd is daar mense met mag in die politieke, godsdienstige en besigheidsarenas, en wie se goeie boekies jy moet bly, ten alle koste. Dit kan ook maklik misbruik word, deur met vrees te regeer, en mense emosioneel of fisies te misbruik of aan te rand. Mens kan dit selfs in die kerk sien,
waar godsdienstige terrorisme toegepas word om lidmate te domineer of in lyn te hou of te manipuleer om sekere aksies uit te voer. Die derde filter is eer en skande. Dis eerbaar om aan die familie of groep se standaarde te voldoen en daarby te hou. Die fokus is om eerbaar op te tree wat my familie sal byvoorbeeld. Dit is nie noodwendig altyd reg nie. Ons het al gehoor van die sogenaamde ander killings, waarin 'n dogter van die familie doodgemaak sal word omdat daar vermoed word dat sy die familie se eer aangetas het met haar geheime verhouding met iemand. Ek sal skande op die familie bring as ek sekere dinge doen wat die familie se eer aantas. Hoe ek optree is groter as ek self, want die familie kom eerste. Publieke straf is 'n meer effektiewe manier in party lande as tronkstraf of boetes. Die name it and shame it metode word selfs hierso aan die koerante gebruik. Dit kan ook maklik uitgebuit word, waarin mense glo dat dinge nie verkeerd of sleg is nie, totdat ek uitgevang word nie. Dus is dit nie verkeerd vir party om in die bordele van Amsterdam of Thailand te gaan baljaar en daaroor teenoor hulle vriende te spog nie, want hulle is dan nie uitgevang nie. Dit is nie verkeerd vir 'n Saudi om oor die naweek te gaan dronk word in Bahrein nie, want hulle is nie uitgevang nie. Al drie wêreldbeelde is in elke kultuur, terwyl een daarvan gewoonlik dominant is. In elke kultuur vorm dit 'n unieke mengsel waarin mense optree op grond van watter wêreldbeeld hulle ook al in glo. Dit kan ook gesien word as die 3 reaksies van die mens teenoor die wêreld waarin jy leef. Hoe jy optree sal bepaal word deur jou wêreldbeeld. Ons almal het groot geword in 'n unieke mengsel van hierdie wêreldbeelde. Wat sê ons vir ons kinders as hulle iets doen wat hulle nie mag doen nie? Wat het jou ouers vir jou gesê? Dis verkeerd. Dis 'n skuld en onskuldig, 'n reg en verkeerd kultuur. Of moenie my in die skande steek nie. Dit kom van die skande en eer kultuur. Of ek sal jou slaan as jy dit weer doen, die vrees en mag kultuur. 'n Beduïne in Arabië is sterk onder invloed van die skande en eer wêreldbeeld. Dit dikteer vir hom dat hy enige gas hartlik moet verwelkom. Selfs al kry sy vyand het reg om insident in te kom, word hy deur sy eer verplig om die vyand te beskerm en van gasvryheid te voorsien. Ons is almal bekend met die verhaal van Adam en Eva in Genesis 3 en hoe hulle die pad byster geraak het in die paradys. Kom ons lees die storie deur die filters van 3 wêreldbeelde. Adam, at least my wife could not complain that I never listened to her. Eve, I married what used to be the perfect man. As jy die storie sou lees vanuit die guilt en innocence of die skuldige en onskuldige kultuur of wêreldbeeld, dan sien jy dadelik dat die 2 God se wet oortree. Hulle is ongehoorsaam, hulle is skuldig daaraan dat hulle die vrug geëet het. Hulle probeer hulle skuld wegsteek deur weg te kruip in die tuin en hulle naaktheid te bedek. Hoe kan hulle weer onskuldig word? God self gee hulle die resep, as hy voorspel dat daar iemand gaan kom wat die slang se kop gaan vermorsel, naamlik Jesus, wat as die offerlam die skuld van die wêreld op hom gaan neem. In die Ou Testament is die offerandes deel van hierdie kultuur om die skuld van die mens weg te neem. Die bloed van die offerdier bring onskuld vir die mens. So die bloed van Jesus as eenmalige perfekte offer vir ons ook vryheid gebring van skuld en ons weer onskuldig voor God laat staan. What's the car doing here? Does God come to drive them from the garden? Verduidelik die kunstenaar. As ek egter dieselfde gedeelte sou lees vanuit die mag en vrees wêreldbeeld, beleef ek iets anders. Wie is die een met al die mag? God die Almagtige. Adam en Eva het geleer om God te vrees as die een wat al die mag het. Toe hulle van die mag vir hulle self wil toeëien deur van die verbode vrug te eet, so om soos God te wees, het hulle eerstens geleer wat dit is om te rebelleer. Hulle was vreesbevange toe hulle uitgevang is en het weggekruip. Die een wat die mag het hulle ondervra, straf uitgedeel en hulle verban uit die paradys. Well, yes, we were evicted from our last place, but there's a good explanation for that. As ek dieselfde paradysverhaal sou lees met my bril van skande en eer, word daar gesien dat Adam en Eva skande op God se naam gebring het deur van die verbode vrug te eet. 'n Taboe is oortree en daardeur word die eer van God aangetas. Hulle ontdek hulle is naak en hulle eie skande word groter. Desperaat probeer hulle die situasie herstel deur weg te kruip en klere van vyeblare te maak. Hoe kan die skande weggeneem word? As die slang se kop verbrysel word,
As Jesus op die kruis sou sterf, word God se eer herstel en die skande van die mens weggeneem. Kom ons kyk 'n bietjie na die storie van die verlore seun deur die oë van die 3 wêreldbeelde. Ons sit die filter op van skuld en onskuld. Die jongste seun is verkeerd om vir sy pa sy erfporsie te vra voor hy dood is. Hy wens as ware hardop dat sy pa moet sterf, sodat hy die erfporsie kan kry en die lewe kan gaan geniet. Hy vergroot dan sy skuld deur te gaan uitmors in 'n ver land. Hy besef sy skuld in die varkhok en kom tot inkeer. Die vader het die groot pad dop en verwelkom hom soos 'n held. Wag 'n bietjie, wat het van sy skuld geword? Iets voel nie reg nie. Moes hy dan nie gestraf word nie? Moes sy pa hom nie skuldig verklaar het nie? Maar nee, net God kon sy skuld wegneem en hom onskuldig verklaar. Wat van die mag en vrees filter? Die vader het alle mag in die Midde-Oosterse kultuur, en in hierdie verhaal gryp die seun die mag, misbruik dit en verlaat die huis met die helfte van sy pa se eiendom. Dit was 'n ongehoorde ding, en almal wat in die storie geluister het, wil net 'n lat gryp om die jong man by te dam, wat so sleg en krimineel opgetree het. So oneerbaar was. Hy het geen vrees geken, totdat hy tussen die varke beland het nie. Op die laagtepunt van sy lewe gee die mag terug aan sy pa. Behandel my soos een van u huurlinge. Die luisteraar sou hom veel eerder wou doodmaak, en die pa se reaksie vang hulle onkant. Hy demonstreer deur sy mag, deur genade te betoon, en die oortreder terug te verwelkom. Net God kon so iets doen. Wat van die eer en skande filter? Dit was 'n groot skande vir die samelewing van destyds, toe die seun sy erfporsie eis. Hy bring nog meer skande op sy familie, deur 'n wilde lewe te lei in die buiteland. Hy beland skandelik tussen die ergste durasies, varke, vir oorlewing en word self in die skande gesteek. Die pa se reaksie van genade val vreemd op die oor. Hy moes die kind verban het en toegesluit het, 'n slaaf gemaak het, maar hy reageer anders. Hy bekroon hom met eer en aansien, trek vir hom skoene aan, sit 'n ring aan sy vinger, trek vir hom nuwe klere aan, slag die gemeste kalf. Die verhouding word herstel, maar op 'n manier wat menslike onmoontlikheid is. Die mense skud net hulle koppe. Net God sal so iets bonatuurliks kon doen. Kom ons kyk na die kruisiging van Jesus deur die wêreldbeeld filters. As jy eerstens die skuldig-onskuldige filter opsit, die godsdienstiges vind vir Jesus skuldig, dat hy dit waag om hom met God gelyk te stel. Pilatus vind Jesus onskuldig, en die Romeinse regsbank wil hom vryspreek. Laat sy bloed op ons en ons kinders kom, sê die priesters en godsdienstiges. Skuld kan net met bloed betaal word. Jesus word deur Pilatus gegesel tot die bloed loop en uiteindelik onskuldig gekruisig. Selfs Pilatus se vrou het hom kom waarsku dat hy 'n onskuldige man ter dood veroordeel. Hy was dan sy hande in onskuld in 'n bak water voor hy Jesus oorlewer. Die skuld van die mensdom beland nou op Jesus as die lam van God, en sy bloedoffer bring vir ons almal genesing. Verklaar vir ons onskuldig voor God. Die prys vir sonde is betaal deur sy bloed. Kom ons sê die mag en vrees filter op. Die godsdienstiges het baie mag gehad, en in hierdie geval het hulle mag selfs die Romeinse mag oortref. Die gepepel het selfs veroorsaak dat Pilatus op die ou end ingegee het. Hy het die mag gehad om Jesus vry te spreek of te kruisig, maar Jesus was nie bang nie. Jesus se vreesloosheid het Pilatus so ontstel dat hy hom wou vrylaat. Jesus het egter al die mag gehad om 'n legioen engele af te roep om hom by te staan, maar hy het dit nie gebruik nie. Aan die kruis het hy verskriklik gelei, terwyl sy disippels uit vrees vir die skares verdwyn het. Ons lees net van Johannes, wat by die kruis saam met Maria gestaan het. Vrees het oor die skares gekom, toe daar 'n aardbewing kom, en toe skielik donker begin word. Die mag van die Romeinse hoofman het in vrees verander toe hy verklaar, hierdie man was werklik die seun van God. Jesus het sy mag gebruik om die sondes van die wêreld te dra as die lam van God. Nou hoef ons as mense nie meer die oordeel te vrees nie, want die prys is klaar betaal. Die verhouding met God is herstel, die sonde is weggeneem. Die opstanding van Jesus demonstreer sy mag oor die dood, terwyl vrees op magtige gevreesde soldate toesak, wat die graf moes oppas. Kom ons sê die eer en skande filter op. Dit was 'n groot skande om aan 'n kruis te sterf, openbare gespottery met die magteloosheid van die mens. Die stigma van die kruis is deur almal gevrees. Jesus se arrestasie en teregstelling
het skande gebring op sy familienaam, en vir jare daarna is dit waarskynlik teen hulle gehou. Is jou broer nie daai ou wat deur Pilatus en die oorpriester skuldig bevind is en doodgemaak is nie? En deur self die skande van sonde te dra, het Jesus het moontlik gemaak om ook my skandes weg te neem en my eer te herstel voor God. Ek word ter ere herstel in my verhouding met God op grond van wat Jesus gedoen het. Wat sien jy as jy deur die filter van die wêreldbeelde kyk na die 28 hoofstukke van Handelinge? Die uitstorting van die Heilige Gees, die eerste kerk, die sendingreise. Kom ons kyk bietjie na Handelinge 3, toe Petrus die tempel gaan besoek het. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die 9de uur. En daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krepeel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om 'n almoes gevra. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons. En hy het sy oë op hulle gehou, in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasarener, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. En het hy opgespring en gestaan, rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys, en hulle het hom herken, dat het hy was wat by die skone poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. As ons nou die skuld en onskuld filter opsit, dan sien ons die persepsie van daardie tyd was dat jy of jou voorgeslagte baie skuldig moes gewees het as jy krepeel gebore sou word. Die straf kom van die voorvaders. Dis 'n toestand wat demonstreer dat jy in God se onguns was, dat hy jou straf vir iets. Die lamman moes die diskriminasie aanvaar vir baie jare en niks kon daar gedoen word nie, hy is so gebore. Hy was op die onderste sport van die leer van die samelewing met geen kans om ooit daar uit te kom nie. Toe hy genesing ervaar hy die sigbare teken op sy verlamming en skuld verdwyn en is hy herstel tot 'n gesonde man wat kon werk, wat 'n rol in die samelewing kan hê. Hy is as ware onskuldig verklaar deur die goddelike ingryping in sy lewe. Geen wonder dat hy so opgewonde was nie. En die wolk van skuld wat oor hom gehang het was weg. Nie net as hy fisies herstel nie, maar ook emosioneel en sosiaal en godsdienstig. Hy was 'n nuwe mens wat nie kon stil bly oor God se groot dade nie. Wat gebeur as mens die mag en vreesfilter opsit? Die lamman was vasgevang in sy kreupelheid en was elke dag uitgelewer aan die mag en die guns van ander mense wat hom moes dra na die tempel. Daar moes hy op die goedgunstigheid van die tempelganger staat maak vir oorlewing. Hy het geen toekoms gehad nie en elke dag gevrees. Sal hy genoeg kry vandag om te eet? God se mag word gedemonstreer deur die eenvoudige vissermanne wat die tempel besoek het en dit keer sy hele lewe om. Niemand het nog ooit so iets gesien of verwag nie. God se mag het al sy vrees laat verdwyn. En nou kon hy al springend en huppelend agter hulle aanloop, terwyl 'n blink nuwe toekoms vir hom wag. Almal het geweet, this was God. As mens die skande en eerfilter so opsit, kom ons agter dat dit skande was om daagliks te sit en bedel, as iemand wat op die laagste trappie van die samelewing geleef het. Elke keer as hy sy hande moes uitsteek of almoes vra, het hy nog 'n stukkie van homself en gegee en sy selfbeeld het net verder gesterf. Dit is 'n skande om te bedel, om afhanklik te wees van ander se goedheid en geen kans te hê om dit ooit te kan verbeter nie. Vir meer as 40 jaar het hy die skande van verlamming gedra in die skaduwee van die tempel. Dit het egter binne oomblikke verander toe God hom ter ere herstel het. Die besoek van die twee vissermanne het nie vir hom vis in die sak gebring nie, maar 'n toekoms wat wonderlik en vreugdevol is, waarin hy eerbare beroep kan beoefen en self kan werk vir elke dag se kos. God het hom ter ere herstel en laat dans van blydskap. Nooit weer hoef hy die skande van bedel te beleef nie en sy status in die samelewing is herstel tot 'n posisie van eer. Hy kon nie stil bly oor God en hom gedoen het nie. Die lewe het nou weer vir hom sin gemaak.
Is jou lewe 'n wonder vir die mense rondom jou? Die manier wat jy jou tyd gebruik, jou geld spandeer, jou familie behandel, jou kinders grootmaak, jou bure liefhet, laat dit ander regop sit, omdat hulle jou met groot belangstelling dophou? Sê hulle ook, this is God? Dit moet die Here wees? Daar was geen manier wat die mense en die eerste gelowiges van Handelinge kon ignoreer nie. Dinge het gebeur en almal het dit raak gesien, daaroor gepraat en hulle dopgehou. A deep sense of awe came over them, vrees het op almal gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind, sê Handelinge 2 vers 43. Petrus gebruik die geleentheid van die genesing van die lam man om die goeie nuus van Jesus te verkondig, en 'n herlewing breek uit met honderde wat vir Jesus kies. Het alles begin by een veranderde lewe. Die tempel het skielik lewe gekry, soos mense vir God ontmoet. Dit is nooit te laat vir herlewing om uit te breek in jou lewe nie, in jou familie of in jou buurt nie. Al wat God nodig het is een lewe, om sy lewensveranderende mag in los te laat. Is jy gewillig dat die herlewing met jou kan begin? In Handeling 1 vers 15 was die gelowiges omtrent 120. Teen 2 vers 41 het die groep gegroei na meer as 3000. Teen Handelinge 4 vers 4 het die getalle toegeneem met nog 'n paar duisend. Disippels is daagliks bygevoeg, maar spoedig was dit 'n sneeubal van verandering waar die getalle van gelowiges vinnig toegeneem het. Teen Handelinge 6 vers 7 staan daar, en die woord van God het toegeneem en die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder en 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. Herlewing het uitgebreek van duisende mense en die boodskap het al verder uitgekring. Maak dit saak wat ek glo. Die apostoliese geloofsbelijdenis is 'n opsomming van wat ons glo. 'n vroeë belydenis van Christelike geloof, heel moontlik vanuit die 1ste of 2de eeu. Dit wil voorkom of dit geskryf is as 'n antwoord op gnostisisme. Gnostisisme was 'n mengsel van die voorchristelike okkultisme, die judaïsme, astrologie, zoroastrianisme en Griekse filosofie, wat voor die koms van Jesus al gewild was onder mense. Na Jesus se koms het hulle sy boodskap ook ingesuig by hulle denke en 'n verwarrende, kruislose evangelie geskep, waarin net die elite denkers gered kon word. Hulle het eers met die eerste Christene saamgesmeld, maar is spoedig deur die vroeë Christendom verwerp. Gnostisisme verskil opvallend van ander antieke filosofiese strominge, want dit is 'n deurgaans radikaal pessimistiese wêreldbeeld. Die skepping was 'n katastrofiese skepping van 'n bose skeppergod. Vandag kry ons neo-gnosticism. It's a lonely being one of the few who truly knows. 'n bekende moderne voorbeeld van moderne gnostiese denke is die fliek Matrix, gebaseer op 'n mengsel van Christelike gnostisisme en boeddhistiese wêreldbeeld. Dad, why should we believe in God? Son, because there are some questions which cannot be answered by Google. Die vroeë kerk het ook spoedig 'n opsomming gemaak van wat hulle nou eintlik glo. Die apostoliese geloofsbelijdenis van die eerste eeu was die resultaat daarvan en word vandag nog gebruik in duisende kerke 2000 jaar later. So wat glo ek? Dit word beïnvloed deur my wêreldbeeld. Maar as gelowiges kan ons tog die volgende woorde saam hardop sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Dankie Here, dat U vir my 'n plan gemaak het, dat U graag vir my wil laat herleef, deur self in my te kom woon. Ongeag watter wêreldbeeld in my 'n rol speel, vra ek dat U my sal lei na daardie plek wat ek myself vir U sal gee,
elke dag. Mag die mense rondom my raak sien, wie in my leef, en mag hulle in verwondering staan om vir Jesus raak te sien. Amen.